Dag, het is 'n voorreg om saam met u rondom die woord te wees. Ons is 'n afwagting waar ons die woord oopmaak omdat ons weet dat die Gees deur die woord ook met ons praat. Ons gaan kyk vandag na Johannes 4 en dit gaan daaroor dat Jesus wat die lewende water is. Maar eintlik die vraag: waarna dors jy? En hoe dors is jy? En kom ons gaan lees Johannes 4 vanaf vers 1 en dit gaan oor die Here wat die Samaritaanse vrou ontmoet. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. En toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie." Jesus het daar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het." Maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal." Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Dit is reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is." En dan gaan die verhaal verder waar sy nou vra oor waar jy moet aanbid. En op die ou end het sy teruggegaan dorp toe en gaan getuig en mense het tot geloof gekom en na die Here toe gekom en geluister wat hy sê en ook tot geloof gekom. Maar die fokus hier is vandag net hier vers 10. As jy geweet het wat God gee en weet wie dit is wat vir jou gesê het, "Gee my 'n bietjie water om te drink," sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. As droogte, ook in ons lewens, en soms spatseltjies, soms gedrup van water. Maar God se bedoeling is oorvloed, strome van lewende water, wat uit jou lewe borrel, omdat hy die fontein van lewe in jou woon. Wat is waar in jou lewe? Droogte, spatseltjies, of 'n lewende bron, fontein van water? Nou, hoe kry ons dit? Nou, om die vraag te antwoord, is juist om te gaan kyk na onder andere in Johannes 4, wat die Here vir haar sê in vers 10, as jy geweet het wat God gee en wie dit is, wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou die lewende water gegee het. Die Samaritaanse vrou sien vir Jesus op hierdie stadium, in elk geval net as 'n Joodse man. Maar as sy geweet het wie hy was, dan sou sy lewende water gevra het. As hy maar net geweet het wie hy was. Verstaan ek en jy wie Jesus is? Verstaan ons wat God gee en wat God vir ons gee? Ons het soms so 'n beperkte visie van wat Jesus kom doen het op aarde en ook vir ons kom doen het. En dat ons dan juist daarom ook soos 'n Samaritaanse vrou eintlik maar net aardse water vra. Ons vra baie keer dat ons maar net ons lewetjie geseën word. Dat ek nie soveel moeite in my lewe moet hê
dat soos in die geval van die Samaritaanse vrou, dat sy elke dag moet kom water haal. Ek vra maar net hulp, sodat ek daarom 'n beter lewe kan hê, of ek hardloop na die Here toe, as die pop op die venster staan en sleg gaan, sodat hy my kan help, sodat daarom weer oukei kan gaan. As ons nie verstaan wie Jesus Christus is nie, dan gaan ons net 'n bietjie beter lewe van hom vra, en van hom verwag. Maar dis nie die lewe wat God gee. Dis nie die lewe wat Jesus Christus vir ons kom koop het. Jesus Christus gee lewende water, wat 'n fontein word, wat uit ons uitborrel. Ja, Jesus Christus, self God, het na die aarde toe gekom, mens geword. Hy het aan die kruis vir ons sondes betaal, hy die oordeel van ons sondes en die godsverlatenheid wat op ons moes kom, het hy gedra. Sodat ons, grond van sy genade, deur geloofsomhelsing, saam met hom kan sterwe, die ou mens kan dood wees, die eie ek kan doodgaan, my planne kan verdwyn, maar ook sodat ek kan opstaan in 'n totaal nuwe lewe saam met hom. Nie meer 'n produk van die sondeval, van my eie sonde of van my omstandighede nie, maar as 'n produk van God se liefde, om te leef as 'n fontein van God se lewegewende water. As daar gepraat word van die lewende water wat Jesus Christus gee, dan is daar twee aspekte wat eintlik besonder is hier in Johannes 4. En die eerste is dat dit keer dat jy weer dors word. Nou, die bedoeling is dat Jesus se water genoeg is, dat jy nie weer dors na iets anders nie. Dat jy genoeg lewensvervulling in hom het. Die woord beteken om dors te wees fisies, maar dit beteken ook om sterk na iets te hunker, om 'n begeerte te hê, om 'n verlange te hê na iets. Maar as jy waarlik Jesus Christus se water, Jesus Christus gedrink het, sal jy nie meer hunker na dinge as die bron van jou lewe of die vervulling van jou lewe nie. Geld en status, eie ek, my planne, verdof op die agtergrond, want Jesus Christus staan in die sentrum van my lewe. Daardie dors en hinkering om iemand te wees, is geles, want ek is nou iemand in Christus. Daardie hinkering om daarom 'n opwindende lewe te hê, dis verby, want Jesus is nou my herder en 'n radikale lewe saam met hom is inderdaad opwindend. Daardie hinkering na sin en betekenis is vervul binne my verhouding met hom, met God. Jesus Christus is die rede en die rigting van my bestaan en ek jaag nie meer paniekerig agter 'n klomp ander dinge aan nie. Mens dink wat Paulus ook skryf Filippense 3 waar hy sê al wat ek wens is om Christus te ken. Ja, eintlik is dan jou enigste voortdurende dors, of stel dit dan so, my voortdurende begeerte verlanger is om al hoe meer en vanuit die volheid te leef wat Jesus Christus reeds vir my gegee het. Wanneer jy regtig Jesus se water drink, dan is dit genoeg. Dit bepaal jou lewe. Dit is jou lewe. Hoe hartseer is dit dat die vrou, ja, soos hier in elk geval hier in vers 15, dit nie verstaan nie. Sy vra water om haar aardse dors te les. Dat sy nie soveel moeite het om elke dag hier water te kom haal. Dit is hartseer as ons vir God spatseltjies vra, druppeltjies vra, terwyl daar in hom 'n opborrelende fontein is. Jesus Christus gee ons nie bloot 'n verandering of 'n paar oplossings van 'n paar probleme en van ons tydelike bekommernisse verlig hy ons nie. Hy maak nie ons lewe bietjie beter nie. Hy gee ons 'n totaal nuwe lewe. 'n Nuwe lewe waar hy in die sentrum staan, waar hy groter is as ons hinkering of dors na enigiets. Ons enigste hinkering is na hom en hy is die lewende water en dit bepaal ons ganse lewe. Ekskuus. Maar as 'n tweede aspek van hierdie lewende water, dat wanneer ons dit drink, dan word dit in ons 'n fontein wat opborrel en oorloop. Die lewende water van Jesus Christus is nie iets wat ons so nou en dan oor ons lewe moet gooi nie. Dit word en dit is ons lewe en dit word in ons 'n stroom van lewe wat verandering bring na ons omgewing. Jesus Christus woon deur sy gees in ons. En ons lees in Johannes 7, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water
sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom moes kom, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie, maar ons weet, die Gees is nou uitgestort. Ons kan die volle betekenis van Johannes 4 en Johannes 7 kan ons toeëien as ook vir ons. Jesus gee in en deur sy Gees nie sporadies en druppeltjies nie. Hy gee strome lewende water wat uitborrel, wat 'n bron van lewe is en wat ook 'n bron van lewe is wat alles in ons lewe bepaal en wat oorloop na almal en alles rondom ons. As ons verstaan wie Jesus is, as ons verstaan wat Jesus gee, dan wil ons nie maar bloot pleistertjies plak oor seerplekke en 'n paar droë kolletjies nat maak. Ons wil leef in hierdie lewende water wat 'n fontein word in ons lewe. Dis om te sê, as mens Johannes 4, Johannes 7 lees, dan gaan dit daaroor om te sê, Here, hier is alles. Geen totaliteit oor. Wees in ons, wees U in ons, 'n opborrelende fontein, wat ons lewe bepaal, want U is die lewe, U is wie ons is, U is ons identiteit, U gee vir ons daardie identiteit. Ja, as ek verstaan wie Jesus is en wat hy gee, dan leef ek in 'n oorvloed, selfs te midde van 'n geestelike dor en droë land en omgewing. Maar ek leef daardie oorvloed, daai water, lewende water, laat dit uitborrel na 'n droë, juis na daardie droë omgewing en droë, moeilike omstandighede. Die vraag is, hoe dors is jy? Die vrou vra dadelik water as die Here sê, hy kan vir haar water gee wat dan nie weer laat dors word. Maar dit is nogal besonder in die gedeelte hoe die Here haar bring om die groter dors, die eintlike dors te verstaan. As sy water vra, sodat nou nie sy weer by die fontein moet kom water haal, dan verduidelik hy nie eerstens verder nie, maar hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug, en sy moet antwoord, vers 17, maar ek het nie 'n man nie, en dan sê hy, ja, jy het reeds 5 gehad, en wat jy nou het is nie jou man nie. Innerlik leef sy in 'n dorheid, met 'n lewe buite God se wil, en buite verhouding met God. Hier binne is daar 'n droogheid, en dis die eintlike droogheid. Dis die eintlike dors. Soms is ons dorsheid gerig op die voorhand liggende droogte en die aardse en die omstandighede. Ek wil nie so ver loop om water te haal. Ek wil hê dit moet goed met my gaan. Ek wil hê die Here moet my beskerm. Ek wil hê die Here moet my deur moeilike tye help. Ek wil daarom my agterdeur oop hê as my eie planne opraak. Natuurlik is al hierdie dinge nie onbelangrik. Maar die eintlike dors, die dors wat ons werklik na moet dors, die eintlike dors wat geles moet word, is die dors na 'n herstelde, oorvloed, alles bepalende verhouding met God in Jesus Christus. Ons dors is om God as ons in Christus as verlosser en koning in elke aspek van ons lewe te hê. Watter area in jou lewe het jy 'n dieper dors? En is daar 'n dors wat deur God geles moet word, dalk dieper as dit oppervlakke en omstandighede? Daar is soveel dinge wat eintlik keer dat ons hierdie dieper dors erken, besef en daarmee na Christus toe gaan. 'n Uiterlike Christelike dop keer om ons werklike dors te besef en te erken. Want as ek 'n uiterlike Christelike dop het, dan is ek mos nou kerklik betrokke en ek lewe nie te vrot nie, ek het 'n paar goeie dae op my kerfstok, my naam is op 'n kerklys, op 'n kerklys, en dit skep die illusie dat ek eintlik oukei is. En dat ek nie besef dat ek eintlik hierdie diep geestelike dors het, wat kerk en gewoontes en uiterlike dopgodsdiens nie kan les nie. Of ons kan so intellektueel besig wees met die godsdiens, dat ek die eintlike dors van 'n herstelde persoonlike verhouding met die Here wat my hart en my hele lewe raak, dat ek dit mis. Of soms gaan dit net so goed genoeg, dat ek nie eintlik besef hoe nodig ek die lewende water van Jesus Christus nodig het. Omdat dit redelik goed gaan, dors ek nie na hierdie uitborrende oorloop lewe wat God gee nie. Ja, en soms keer goeie dinge, dat ons die dors na die beste dinge,
en die oorvloed dinge beleef en erken. 'n Goeie lewe bring my nog nie by 'n lewende verhouding met God nie. Of soms besef ek nie my dors nie. As ek maar by 'n punt gekom het waar ek maar net dink, ag, dis maar hoe dit is. Dis maar hoe dit is, dis al wat daar is. Ek besef nie vanuit die woord wat God regtig vir my bedoel. Strome lewende water wat uit my uitborrel en wat oorloop en uitloop na die omgewing toe. Hoe dors is ek? Dors ek daarna dat God alles in my lewe is, dat hy alles verander en dat alles aan hom oorgegee is. Ja, verandering werk mens maar so dat ek eintlik aan die een kant moet ek onvergenoegd wees met 'n middelmatige godsdiens, met 'n druppeltjie godsdiens. Ek moet onvergenoegd wees met hierdie droogte wat ek beleef dalk in bepaalde aspekte. En dan moet ek hunker 'n mooi prentjie hê vanuit die skrif van die oorvloedlewe, die uitborrelende fontein van lewende water. Ek moet onvergenoegd wees en ek moet hunker en ek moet dors hierna. En hoe kom ek van hier na hier? En die antwoord is 'n persoon. Die antwoord is die persoon Jesus Christus. Ek kan egter so gewoond raak aan hierdie droogsmaak in my mond en droogsmaak in my lewe, dat ek nie gedring word om na Christus te hardloop, om ware lewende water te ontvang in alle aspekte van my lewe, om alles oor te gee. Ek raak so gewoond aan hierdie semi-droog smaak in my mond, want is dan nie te erg baie keer nie, dat ek nie soek na hierdie oorvloedlewe wat God vir my gee. As ek nie inderdaad besef daar's iets anders, daar's water van lewe wat 'n uitborrelende fontein in my lewe is, dan sal ek nie daarna soek, dan sal ek nie die Here daarvoor vra nie. Dan bly ek maar net by wat ek bekend by is en waarin ek gewoond is. Maar miskien is jy ook vandag hier en jy sê, ja, ek ken die Here, ek weet hy is my verlosser, ek weet hy is die weg tot redding en ek glo in hom, maar daar is tog daai verdere vraag is, leef ek in die fontein van water wat daarmee saamgaan? Leef ek in die oorvloed genade, die geborgenheid en die geestelike identiteit wat God vir my gee en wat God vir my bedoel? Wanneer Jesus jou sy water gee en die Gees in jou woon, leef ek in die volheid daarvan, want daar is inderdaad nog altyd meer dinge van die volheid waarin jy kan leef en eintlik waarin jy moet leef. Daar is iets hier in Johannes 4 en Johannes 7 wat jou dring om voortdurend te sê, Here, ek wil nog meer in die volheid leef wat U eintlik vir my reeds gegee het in Jesus Christus. Johannes 4 praat van 'n opborrelende fontein. Johannes 7 praat van strome lewende water. Die volheid hiervan is reeds deel in jou lewe. Maar leef ek daar? Of anders te gestel, is jy dalk besig om proppe te probeer indruk, waar die Here die water wil laat uitborrel in en deur jou? Mis jy die volheid van hierdie meer wat God gee, omdat jy deur sekere dinge eintlik probeer proppe indruk? Formalisme is 'n prop wat die strome van lewende water keer. Formaliste om net uiterlike goed vas te hou, soos 'n prop wat die ware lewende water probeer keer. Gemakzones is soos 'n prop wat keer dat ek die oorvloed in myne is, in Christus, regtig beleef. En so veroorsaak ook dat ander dit nie beleef deur my nie. Gebrek aan kennis van die waarheid van die woord is soos 'n prop wat keer dat ek nie besef die oorvloed wat God vir my gee as Christen nie, want dit kry ek uit die woord uit. En wat ek daarmee kan doen en wat ek moet doen. As ek nie genoeg kennis van die waarheid van die woord het nie, dan mis ek uit op die volheid wat God vir my gee. 'n Middelmatige, moet net nie die boodskap lewe, staan as 'n vyand van die radikale lewe vir God, waar ek uitborrel van dit wat ons in Christus het. Is ons nog dors vir meer? Is ons dors vir meer? Is ons so tevrede, of is ons so tevrede met ons voorgereg, dat ons begeer daar eintlik 'n feesmaal is, wat God vir ons voorberei het en bedoel. Ons is soms so tevrede met die druppels, dat ons vergeet dit gaan oor 'n stroom van oorvloed lewende water, wat uit ons uitborrel. Hier eintlik, as ons nie gereeld uitgedaag word, deur die woord, deur die gees en die woord,
as ons nie gereeld buite ons gemaksoon is, as ons nie gereeld besef, en eintlik maar altyd besef, dat ek is maar net deel van God se groter plan, as ons nie agterkom dat die Here in en deur my dinge doen wat groter is as wat ons menslik kan hanteer. As hierdie dinge nie deel is van my lewe nie, dan is ek waarskynlik besig om met eie krag emmers water uit die dam te skep, in plaas daarvan om die sluys oop te maak. En strome lewende water moet uit ons binneste uitvloei. Daar is soveel meer wat ons in die geloof moet omhels en in 'n totale oorgawe aan God mag ontvang en in mag leef. En is eintlik eers dan, wanneer ek besef wie Jesus Christus is, die gewer van lewende water. Wanneer ek besef wat hierdie water in my doen en in my is. Wanneer my geestelike dors geles is, maar dat dit oorloop na ander. Dis juist dan dat dit kan oorloop na ander. Dis juist dan, wanneer ek besef dit gaan oor Jesus, die lewende water en wat dit in my is, dan word ek waarlik leivoer van God se lewende water na almal en na alles wat oor my pad kom. Dis dan dat ons kanale van God se oorlopende genade word. Met die een wat in my glo sal dit wees, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit kan nie net by jou bly. God se water is nie net om jou eie dors te les, maar is bedoel om uit te borrel dat die mense rondom jou. En dis seker die vraag, wat beleef mense rondom jou? Wat beleef mense rondom jou? Beleef hulle God se liefde en se lewe en se omgee? Beleef hulle die wysheid wat die Heilige Gees vir jou gee? Beleef hulle daardie wysheid omdat jy by hulle is? Beleef hulle die wysheid van hoe die lewe hanteer moet word omdat jy dit van God ontvang? Beleef hulle deur jou dat die doelwitte wat jy stel en dit dinge waartoe jy strewe, dat hulle mag beleef dat hulle 'n rigting gewys word van hoe om Christus te volg. Dat ons 'n rigting gee van wat reg en verkeerd is. Beleef hulle meer van Jesus, weet hulle meer van Jesus as hulle met ons kontak gehad. Want dis wie ons is. Dis wie ons is en dis wat ons het en waarvoor ons moet oorloop. God se liefde wat in ons 'n verskil maak, maar ook in hierdie wêreld. Ons sien in Esegiel 47, dat is die beeld wat Esegiel sien van die water wat uit die tempel uitvloei. En dan word dit al hoe sterker en al hoe verder. Maar die punt is, so ver as wat dit vloei, kom daar lewe. So ver as wat die water vloei, is daar lewe. Tot dit in die dooie see loop en dit vars maak. Ons is kanale, leifore van God se lewende water, van God se lewegewende genade, wat moet lewe bring, heelmaking bring, opbou bring, na alle situasies en na alle mense wat oor ons pad kom. Waar jy leef en beweeg, by jou werk, mense saam met wie jy bly, jou gesin, huwelik, binne geloofsgemeenskap, moet hulle hierdie lewegewende water proe, hierdie verkoking beleef, God se genade beleef. Ons sien hier, dat waar die Here in Johannes 4 met die Samaritaanse vrou praat, dan is dit 'n Samaritaanse vrou. Die Samaritane is mense wat agtergebly het na die ballingskap en vermeng met heidene nasies en ook met hulle godsdiens. So die Jode en die Samaritane het nie mekaar kontak gehad nie. Hulle het nie gemeng nie. En verder was dit nog so dat die vrou was skynbaar ook nie 'n baie goeie reputasie gehad nie met haar 6de man wat nie regtig 'n man is. Maar wie Jesus is, loop oor na haar toe, ongeag wie sy is. Jesus loop oor na wie ook al op sy pad kom, ongeag wie hulle is, maar dit gaan oor wie hy is. Hy reik oor grense heen na mense met ware dors, ongeag wie hulle is en wat hulle doen. So dikwels het ons hierdie ding van, ek reik uit na sekere mense is nie my mense, is nie my damse gaanse nie, of dit is nou nie my probleem nie. Terwyl dit gaan oor wie ons is. Wie ons is 'n oorlopende, uitborrelende fontein van God se genade, na wie ook al oor ons pad kom. Ja, selfs in hierdie gedeelte sien ons dat hierdie vrou met haar lewe en met haar onkunde, na haar kontak met Jesus, word sy die eerste sendling in Samaria. Word sy die eerste verkondiger van wie Jesus is in Samaria. Sy gaan vertel in die dorp en mense kom tot geloof en kom ook na Jesus toe en nog meer kom tot geloof. Christendom
is nie iets wat jou lewe 'n bietjie beter maak nie. Dis nie 'n troostprys in 'n stikkende wêreld. Dit is Christus. Dit is in Christus. Is Christus kap 'n fontein van lewende water waarin ek self leef en waarvan ek uitborrel na elkeen wat oor my pad kom, ongeag die omstandighede waarin ek is of hulle is. Ek borrel oor na buite vanuit die oorvloed wat ek ontvang het. Christendom is niks minder as dit nie. Ook vir jou en vir my. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U is die lewe, U is die water, U is die rede vir ons bestaan. Daar is niks, niemand anders. Here, en daarom wil ons in die eerste plek alleen maar in die arms leef, U geborgenheid beleef en ervaar. En ek bid vir elkeen wat dit dalk nie beleef nie. Here, dalk iemand wat U nie ken nie, dat so 'n persoon waarlik net U genade en die liefde in Jesus Christus sal sien en hom sal omhels as verlosser en koning. Maar dalk ook iemand wat U ken, maar daar sekere aspekte waar ons so half leef met druppeltjies en droogte. En ek bid vir elkeen van hulle en van ons, wat ons in die volheid wat U vir ons gee, sal lewe, om net alles te kan oorgee. Sê Here, hier is ons. U is in beheer. U bepaal. Ons volg maar net waar U ons lei. Ja, Here, ons wil U liefde en U genade laat oorloop na elkeen wat oor ons pad kom, na elke omstandigheid, ook wat in die week vir ons voorlê. Here, wil U deur die Gees ons lei om mense in hulle nood raak te sien, mense in hulle droogheid, mense in hulle behoefte raak te sien, en dit daarin te kan vervul met U genade, met U liefde, met U lewende water. Ons is U kinders, Here. Ons behoort aan U, ons is lief vir U. Ons wil alleen vir U lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Die Here seën U en beskerm U. Die Here verskyn tot U redding en hy is U genadig. Die Here verhoor U gebede en hy gee aan elkeen sy vrede. Amen.